Goeiemôre julle almal. Hoop dit gaan goed met julle almal. Ek gaan nie nog lank praat nie. Ons gaan sommer wegspring met my gebed. Ek wil net gou vinnig klein bietjie sagter hierso sit. Daar sê. En dis so klein bietjie te hard ons musiekies daar sê. Môre julle, hoop dit gaan goed met julle en dit gaan goed met my en ek het 'n lekker naweek sover. Daar's 'n paar prayer requests wat deurgekom het. So ek wil so 'n bietjie saam met julle bid en hierdie gebed, ek gaan so probeer om so ver moontlik op alles aan te raak wat die requests voor gevra het, né? So daar verskillende requests ingekom vir restaurasie, vir bekering, daar het verskillende requests ingekom vir restaurasie in huwelike. So ek gaan my bes probeer om letterlik op alles aan te raak. Amen. So ja, kom ons spring sommer weg met gebed, nee, want ek is in die studio, so ek nou nog 'n video maak, julle. Ek begin my series van vandag af, julle, dit begin vandag, my brand new series, die wat nog nie op my YouTube channel was nie, of nog nie subscribe het nie. Ek sit my details vir julle hier neer, gaan kyk my YouTube channel, gaan subscribe, volg my daar praat ek van verskillende topics, en ons praat daar van identity in Christ, ons praat van huwelike, die covenant is 'n opbreek van huwelike, ons praat daar so van trials and tribulations binne huwelike, en op die oomblik, die nuwe series wat ek nou gaan maak, gaan oor die restaurasie daarvan. So ek gaan 'n introduction ook gee om rakende die series, né? Maar vir nou, kom ons sluit ons oogies en kom ons bid gou saam, julle. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, ons kom na U toe in die naam van Jesus Christus. Here Jesus, ons kom loof en prys en eer U in hierdie dag, Here, want U is groot. Here, U is goed, Here, U is almagtig en daar's niemand soos U nie, Vader. Here, ons kom vandag na die troonkamer van genade, Here. Vader, en ons kom sê dankie, Here, dat ons nog so vrylik na U toe kan kom, Here. Dankie, Here, dat ons weet, my God, dat elke burden wat ons dra, Here, alles wat ons pla, Vader, ons kan net na U toe kom, Here. Dankie dat ons weet, Here, dat U is altyd daar, Here. Ek kom prys U, Vader, Here, vir U se ongelooflike liefde. Dankie, Here, dat U nog steeds aan ons dink as mens, Here, waar ons U so teleurstel, waar ons U so seer maak, Here, waar ons soveel sonde in die aangesig van U doen, Here. Kom U nog steeds, Here, wanneer ons U met sonde ontmoet, dan kom ontmoet U ons altyd met genade. Baie dankie, Here Jesus, vir genade. Here, ek kom bid vandag spesifiek vir elke prayer request, Here. Elke request wat deur TikTok deurgekom het, en elke prayer request wat op my WhatsApp deurgekom het, Vader. U ken elke naam, Here. U ken elke vrou en U ken elke man wat 'n prayer request deurgestuur het, Here. Ek kom bid eerstens vir die request van kinders. Here, en dan kom bid ek, Here Jesus, vir elke tiener daar buite, Here. Ek kom bid, Here Jesus, Vader, vir die request, Here, my God, vir tieners wat rebellious is, vir tieners wat nie luister nie. Nou, Here, ek kom bid nog eers vir my eie tiener. Here, want voor ons vir iemand anders se tieners bid, Here, moet ons eers vir ons eie ook bid, Here. Want die woord leer ons so mooi dat voordat jy voor 'n ander een se deur vee, moet jy eers voor jou eie deur vee. Here, ek het 4 kinders hier by hierdie huis, Vader, wat ons groot maak, my koning. Daarom kom bid ek eers vir my eie kinders, Here. Ek kom bid vir hulle eie respek, Vader, die respek wat hulle moet hê in hierdie huis, Here. Ek kom bid vir 'n gees van gehoorsaamheid onder hulle, Vader. Here, en ek kom trek my kinders in divine protection in van die Here, en so ook in divine alignment in van U se purpose, Here, teenoor hierdie kinders, Here. Dat hulle binne in hulle purpose ingetrek sal word, dat hulle in alignment ingetrek sal word teenoor U se woord en teenoor U se wil, Here. Vader, en ek bid vir gehoorsaamheid onder hulle. Ek kom bestraf en bind elke gees van ongehoorsaamheid en rebelliousness in die naam van Jesus.
Vader, en dan kom bid ek vir elke persoon, elke mamma, Here, wat uitgereik het vir hulle kinders, Here, kom bid ek voor, Vader, en ek kom vra dat U daardie kinders sal bring tot gehoorsaamheid vandag, Here. Here, ek kom trek hulle in alignment in met die wil van die Here en nie die wil van die ouer nie. Ek trek hulle in alignment, Vader, met die doel wat U het op hulle lewe, Vader, en nie die doel van die ouer nie. En baie kere, Vader, dan word ouers die pad so byster, Here, dat hulle kinders in die wil intrek wat hulle wil hê, Vader. Die wil van die mamma, die wil van die papa. Vannaam is daar enkel ouers is, Here, kan 'n mens so vinnig verlore raak, Here, om ons kinders groot te maak volgens ons wil, want ons maak hulle groot in survival mode, Here. 'n Kind was nooit veronderstel gewees om alleen deur 'n enkel ouer groot gemaak te word nie. En as die papa nie daar was nie, Here, dan moet daar 'n soort van 'n village wees wat agter daardie kind staan, Here. Maar vandag het ons dit nie meer nie. Maar daarom kom bid ek vandag, Here Vader, na U die Vader, die hemelse Vader wat bo alle vaders is, Here. En ek kom bid, my koning, dat U die enkel mamma sal kom inhaak vandag, Here. Dat U die enkel ouer sal kom aanhelp, halleluja. Here, want dit is moeilik om 'n enkel ouer te wees. Is al reeds moeilik om 'n mamma en 'n papa like volledige familie te wees. Is al reeds moeilik om as ouers, Here Vader, 'n ma en 'n pa 'n kind groot. Is al reeds moeilik, Here. Hoeveel te meer is dit nie moeilik vir daardie enkel ouer nie. Daarom kom bid ek vir die enkel ouers vandag, Here. Here, daarom kom vra ek dat U hulle sal kom inhak in hierdie dag, Here. Dat U hulle sal kom aanhelp, Here Vader, help hulle met resources. Help hulle, Vader, met hulle finansies. Help hulle, Koning Jesus, ook in die morele waardes, Here. Wat gelê moet word in die fondasie, wat gelê moet word onder daardie kinders se voete, Here. Ek kom vra, Here, dat U daar die kinders, Here, so sal kom aanraak met 'n gees van gehoorsaamheid. Here, dat hulle sal luister wanneer hulle ouers praat, Here. En so bid ek, Vader, vir elke kind vandag, Here, selfs die skoolkinders. Dis môre weer skool en hulle gaan in hulle laaste kwartale in nou, Vader. Here, die skole, dit gaan rou op die skole, want die kinders vandag is nie die kinders van 1999 en 2000 en 1986 nie. Here Vader, die kinders vandag word met computers groot, die kinders vandag word met social media groot, die kinders het soveel meer ander buite elemente wat vir hulle leer wat waardes is. Die kinders vandag het nou meer en meer mense en meer stemme in hulle ore. Dis hoekom hulle so rebellious is, Here. Dis hoekom hulle nie luister na hulle ouers binne nie, Here. Destyds, Here, was dit net 'n mamma en 'n papa of 'n ouma se stem gewees in 'n kind se oor, Here, en hy kind het maniere gekry, Here. 'n Kind het daardie waardes het hy mee opgegroei, Here. Maar vandag, Here, al is dit dat daar nog waardes is wat onder hulle geplaas word, Here, is daar ook die social media se waardes, Here. En dis nie altyd dat dit positief is nie, al is daar meer positiwiteit ook op social media. Here, het ons soveel meer negativiteit, Here. Daar's soveel meer buite elemente, Here, wat 'n rol speel, buite faktore wat 'n rol speel, Vader. Kinders wat 13 en 9 jaar oud is, wat op social media met 'n boyfriend of 'n girlfriend is, Here, waar dit in ons dae taboe was, Vader, is dit nou acceptable. Daar word gesê dat dit is okay as jy 9 jaar oud is en jy swanger, of jy's 13 jaar oud en jy swanger om vir 'n abortus te gaan. Here, dinge wat taboe was, Here, word nou genormaliseer onder ons kinders vandag.
So hoe kan ons as ouers wen daar buite, Here? Rekia la bondeli kiandera kasia rabose kayandera kasi kiandera kasete. Hoe kan ons wen, Here? Hoe kan ons kinders groot maak in oorwinning, Vader? As daar so baie buite elemente is wat teen ons kom, as daar so baie stemme is daar buite, Here, wat echo in ons kinders se ore. Hoe maak ons hierdie kinders groot in oorwinning? Hoe maak ons hierdie kinders groot met 'n vaste fondasie onder hulle voete? Hoe kry ons dit reg, Here, as ons AI daar buite het, Here, as ons allerhande van 'n social media's daar buite het, Here, as ons die internet het tot hulle exposal, Here? Destyds was dit nie so maklik gewees vir ons om internet te kan betree nie, Here, om access te het nie, Here, maar die vyand het gekom, Here, en hy het 'n deur kom oopmaak in hierdie wêreld, Here, en dis die deur van die internet, Here. Maar in die naam van die Here, kom maak ek die deur nou toe, Here, die bose deur van die internet, Here, die bose deur van social media, Here, en ek kom decree vandag, Here, dat daar sal net positiewe dinge kom plaasvind op hierdie internet, Here. Meer en meer mense sal op hierdie TikTok 'n fondasie kom, Vader, en hulle sal positief kom bou, Here. Meer en meer mense sal motivational speakers word, Here. Meer en meer pastore en apostels sal tevore kom, Here, en hulle sal op TikTok kom preek, Here. Daar sal net die goedheid van die Here van gepreek word. Daar sal net die waardes van 'n Christen deurgegee word, Here. Die Christen families sal na vore kom, Here, en hulle sal die basiese prinsipale kom neerlê, Here, en hulle sal nie omgee wat die wêreld sê daar buite nie. Dit is hoe ons dit oorwin. Dit is hoe ons van oorwinning tot oorwinning gaan, en dit is hoe ons die waardes onder ons kinders sal bring. As daar meer en meer Christen families na vore kom, en die positiewe en die mooi en die gees van die Here kom release op hierdie internet. Meer en meer jong mense sal kom praat van die Here. Help my om my kinders eerste so groot te maak, Here. Help my dat ek 'n vooraanstander sal wees, Here, om my kinders te leer om positiewe boodskappe daar buite uit te kry, Vader. Halleluja. Die vyand het gekom om net klompe onmin te saai in hierdie wêreld, en hy het ook gekom om families op te breek. Halleluja. Hy het gekom, Here, om donkere deure oop te maak, Vader. Daar's even iets wat jy noem the dark web op hierdie websites en the dark web op hierdie internet systems, Here. Dis net donkerte wat aangaan in hierdie wêreld. Dis net donkerte wat aangaan op hierdie internet, Vader. Social media, ons claim social media vir U, Here. Ons claim social media as 'n system vir U, Vader. Dat net goedheid en guns op hierdie apps versprei sal word. Dan is daar mamas wat gebid het, Here, gevra het, 'n request gegee het vir hulle huwelike. Here, hoeveel huwelike lê nie in skerwe daar buite nie? Hoeveel mans word nie uit hulle huise uitgetrek nie, Here? Hoeveel mans word nie na buite toe getrek nie? Hoeveel mans en vroue word nie van hulle partners afgetrek nie, Here? Because there's a big pulling on the children of God out there. There's a big pulling on the marriages out there, Lord. Maar vandag, Here, kom knip ek die bande wat ons partners so trek na buite. Ek
bind en ek knip vandag, Here, daai bande wat hulle uit hulle beddens uittrek, Here. En ek bind vandag hulle voete, Here, wat net wil loop uit die huis uit en uit die huwelik uit, Here. In die naam van die Here, ek bid vandag, Here, oor die manne se skoene, Here, dat daar die skoene, Here, Vader, wanneer hulle dit aantrek, Here, dat hulle tot in diepe alignment in sal kom met U se wil, Here. Ek kom bid oor al hulle klere wat hulle aantrek, Here. Wanneer hulle die klere sal aantrek, Here, sal hulle die volle wapentoerusting aantrek, Here. En U praat met hulle deur daardie toerusting, Here. U praat met hulle deur daardie skoene, Here. Vader, U praat met hulle. Ons release die Heilige Gees oor hulle, Vader, halleluja. En die salwing van die Here, sodat daar kan gepraat word met ons mans en vroue daar buite. Ek bid, Here, vir die derde party. Want so min word daar gebid vir die een wat in die slaai kom mors. So min word daar gebid vir die persoon, Vader, wat eintlik die opbreker, die egbreker, die homrekker is, Here. Vandag kom bid ek vir die homrekker. O, Here Jesus, wat se tipe seer moet daai persoon nie dra nie? Wat se tipe pyn moet daai persoon nie dra nie? Wat se tipe level van rejection hier in haar hart of in sy hart moet hy nie dra nie, Here, om iemand anders se huwelik op te gaan breek? Wat se tipe childhood scars en pyn dra daai derde party nie vandag nie, Here, om so ver te gaan om in iemand se huwelik te mors, Here Jesus? Ja, die derde party word altyd die willen uitgespreek, Here Vader, halleluja. Daar was derde partye in my huwelik ook gewees, Here, maar die genade van die Here het oor my gekom, en die genade van die Here het my gered, halleluja. Die tipe dinge wat ek in my lewe gedoen het, Here, is disgusting, en U die Here se genade was vir my genoeg gewees, Vader. Daarom moet ons genade vir die derde party ook hê, Here. Ek bid vandag vir die derde party, Here. Ek gee nie om wat die derde party gedoen het nie. Maar ek bid dat daar die derde party ook die liefde van Jesus sal kom ervaar. Halleluja. Ja, in hulle lewens, Jesus. Dat hulle sal weet, Here, dat daar's 'n God wat vir hulle lief het, en daar's 'n God wat vir hulle vergewe. Ek bid vandag vir vergifnis in huwelike. Ek bid vandag, Here, vir eenheid en eengesindheid in huwelike. Ek bid, Here, dat derde partye sal na vore kom, Vader, en hulle sal hulle self kom expose, Here, en hulle sal self hierdie dinge kom opbreek. Dis nou tyd, dis genoeg, is genoeg. Ek kom destroy die planne van die vyand, wat hy kom beplanne deur middel van huwelike. Ek destroy die wapen wat die vyand opgerig het en gebou het, Here, om huwelike op te breek. The spirit of lust, I rebuke you in the name of Jesus. The spirit of Jezebel, I rebuke you in the name of Jesus. The spirit of Ahab, I rebuke you in the name of Jesus. The spirit of Leviathan, I rebuke you in the name of Jesus. And I sent you right back through the portals that you came from, and you will never return to this world again. You will never set foot in our realms again. Never. I rebuke you. And I sent you back. I command you to go right back to where you come from. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 In Jesus' mighty name. Laastens, Here, kom bid ons vir diegene wat gevra het om hulle harte vir die Here te gee. Die wat tot bekering wil kom, Here.
die wat hulle siele wil tot verlossing bring. Ek bid vandag vir hulle wat vasgebind is, Here. Ons maak hulle vandag los in die naam van die Here. Ons breek bande van die vyand oor hulle lewens in Jesus se naam. Ons breek bande vandag, Here, van sondes in die naam van die Here. Ek haal af die mag van sonde oor hulle in die naam van Jesus. Halleluja. Want by die kruis het die Here alreeds die prys betaal vir sonde, Here. So daar is geen krag aan sonde nie, Here. Net soos wat die dood geen sting het nie, Here Vader, het die sonde nie meer krag oor ons nie. Ek verklaar sonde se kragte nou nutteloos oor ons, Here. Dis nietig, Here, ons vernietig dit in die naam van Jesus. En ek kom vra dat U in hulle harte sal kom woon, Here. Kom wees U vir hulle God en kom wees U vir hulle 'n redder. Here, kom lei vir hulle, Here, op die spore van geregtigheid om U naam ontwil. En ek pleit die bloed van Jesus oor hulle. En ek sit binne in hulle volgens Psalm 51, 'n nuwe gees, 'n vaste gees binne in hulle, en ons kom hernie hulle harte. Sit 'n nuwe hart binne in hulle, Here. In die magtige naam van die Here. O Here, die wat tot bekering kom vandag, Here. Lei U hulle self verder op hierdie pad. En stuur U die betroubare wessels om met hulle verder die pad te stap. Ek vra hierdie dinge nie omdat ek het verdien nie, my koning. Maar ek vra dit in enkelheid genade met baie, baie danksegging. Amen en amen en amen. Amen, dierbares. Amen en amen en amen. Ek hoop dat julle kon saam in agreement gekom het met daardie gebedes en die Here is so mooi. O, die Here is so mooi. Julle gebed verander sake, gebed verander sake. Jy moet net in jou biddende posisie inkom, sodat hy saak kan verander vir U. Ek wil net sê in terme van die tale wat ek gebid het. Kyk, die woord sê mos dat daar moet iemand wees om die tale uit te kan lê indien jy in tale gaan bid en sodat die ander kan verstaan. Ek wil net vir julle sê dat dit wat ek gebid het is dat ek het in agreement gekom, of nee, kom ek sê die Heilige Gees het in agreement gekom met dit wat ek daar gebid het. So daar was nie iets niets wat ek kan sê, dis wat die Here gesê het in die hemelse taal nie. Die Here het die Heilige Gees, jy weet, so toegelaat deur my op die oomblikke, dat die Heilige Gees in agreement gekom het. Vernaam toe ons bid oor social media en die websites en die dark webs en so, toe kom die Heilige Gees in agreement met daardie gebedes. Amen julle. Mag die Here vir julle seën en mag julle sommer nog vele, jy weet, voorspoed ervaar in hierdie jaar. Die jaar is amper op sy einde en daar is so baie wat kom gebeur het in die jaar, maar weet net man, dat die jaar is nog nie verby nie. Daar is nog baie wat kan gebeur in hierdie kort tydjie. Die Here het net 'n oomblik nodig. Die Here het nie dae en jare nodig. Die Here het net 'n oomblik nodig. So gee vir hom daai oomblik, né? God bless you guys.